het nou net 'n dreigboodskap op my foon gekry. Van wie af? Bert Pretorius. Daar was 'n ou saam met my op skool wie se bynaam Renoster was. Ja, ons wil nie hoor van jou ou skoolmaats nie. Wie is die Pretorius? Hoekom dreig hy jou? Ja, wie is die perd? Lukie Olivier se ou, wat nou in die hospitaal in traksie lê as gevolg van 'n wheelie op sy bike voor ons skool. Wonder hoekom noem hulle hom perd? Man, hoe kies? Wat ek wil weet is, hoekom wil hierdie perd Pretorius jou dreig? Omdat ek vir Lukie na 'n matriekdans toe gevat het. Ek dink eerder is omdat daai hele aand so verskriklik gevry het. Dit kan wees. Ouens vang 'n helse glydaan as 'n ander persoon hulle cherries vry. Wat presies sê daai SMS? Met voorbehoud van my regte, jou vuilgoed, krap weer in my slaai en jy kan onmiddellike regsaksie van my verwag. Die Iwe Perd. Wat beteken dit? Beteken dat daai perd Pretorius dreig om die kind te dagvaar. Bert se pa is 'n prokureur. O hel. Skik onmiddellik die saak buite die hof en beloof hom nooit weer eens met 'n vinger aan daai slaai te raak nie. Al lyk dit hoe lekker. Nee, wag 'n bietjie. Die kind het niks gedoen wat teen die wet is nie. En hy was ook nie alleen betrokke nie. Wat van daai slaai? Dis daai slaai wat die vryery begin het. Sy het al die eerste moves gemaak. Dit is presies wat julle maar ook doen. Shut up daaroor. Ag man, vir jou af van daai simpel SMS. Ek dink nie mag jy nou vir hom 'n goeie raad nie. Lukie en Perd gaan al van graad 11 af vas uit. Lukie sou nie so verskriklik met Faatjie gevry het as sy nie wou nie. Maar sy moet besluit, dis vir haar om te kies. Is of hy perd in traksie of die dik gat. Ek het juis gisterand vir haar 'n gediggie geskryf. Wil jy hoor? Nee, nie terwyl ons eet nie. Melvin nou by my werk wil 'n boek skryf. Oor sy lewe. Want dit sal verban word. 'n Opvoedkundige boek. How to catch a fish. Weet Melvin iets van visvang? Baie. Jy moet al sy hengelbekers en medaljes sien. Hy was al 2 keer die Barberkoning van Brakpan. Dr. Proctor het laas jaar 'n Mauritius en Marlyn gevang. Is hy? En vir jaar gaan hy op 'n boot in Miami visvang. Jy weet die fancy pants dokter weet absoluut niks van karbatteries af nie. Ja, jy's reg. As dit by karre en engines kom, is hy heeltemal stupid. Ek sweer as hy 'n papwiel kry, ry hy sommer sy hele kar in vir 'n nuwe een. Daai dokter laat my altyd ongemaklik voel. Dis asof hy mens uittrek met sy oë. Ek is sommer lus 'n rye draai by jou ma se werk en gee hom 'n tydlap. Wat ek wil weet is, wie het vir Perd gesê dat ek en Lukie gevry het? Jy weet daar's altyd een of ander split gat in 'n skool. In my skool kon jy nie eens 'n potlood van die grond af optel nie of Betsy Botha het vir die skoolhoof gesê 'n sekere seun loer onder die dogter se rokke in. Ons wil nie weet wat se varkerige goed jy op skool gedoen het nie. Ek het nie. Op my herewoord. Hoekom wil niemand my glo nie? Jy het vir die hele matriekklas te kere gegaan, vir al Perd se pelle. Het jy regtig gedink dit gaan nie by hom uitkom nie? Lukie het my aandag so afgetrek. Ek beloof. Ek het aan niks anders te gedink nie. Soos dit vir my lyk, is dit nog steeds al waaraan jy dink. Dan weet maar. Lukie het my brein oorgeneem. Ek het gisterand met daai aanpakbaadjie in my arms geslaap. Hoekom? 'n Mens kan nog haar parfuum aan die baadjie ruik. Moes jy nie al daai aanpak teruggevat het nie? Ja, maar ek kan dit nie oor my hart kry nie. Jy vat dit vandag terug. Nie ek of jou pa gaan vir jou geld gee as hulle jou boete charge nie. Laat my dit nog net een onthou. As jy dit nie vandag doen nie, dan doen ek dit. Toe sê hom wors. Dit is baie onbeskof om onder skooldogters se rokke in te loer. Ek praat van die pak wat hy gehuur het. Wat daarvan? Sê vir hom hy moet dit terugvat. Vat tog asseblief daai aanpak terug voor jou ma 'n nervous breakdown kry. Faatjie gaan sleg tweede kom, en dan moet hy nie sê ek het hom nie gewaarsku nie. Los hom, hy sal nie leer tot hy self sy kop gestamp het nie. Lukie sal nooit met Perd uitmaak nie. Sy het net vir Faatjie gebruik. Ag, ek dink nie die klein dik gat het gemind nie. Hy glo is die beste ding wat nog ooit met hom gebeur het. Want hy was desperaat. Moenie so gou oordeel nie. Jy weet nie hoe dit voel om desperaat te wees nie. Seker nie. Weet maar hoe dit voel. Om die waarheid te sê nee, maar ek dink jou pa weet. Shame. Het pa ook gesukkel om 'n meisie te kry. Toe hy jonk was, sy ma was baie streng. Hy mag geen meisievriende gehad het nie. Ouma's nie lekker nie. Net om oor haar te praat gee my 'n naarkol op my maag. So van haar gepraat. Ek wou maar nog vra. Hoe voel dit as 'n mens uitvind dat mens se eerste keer preggies is? Hoekom wil jy dit weet? Maar hoef nie so geskok te lyk nie. Ek is nie preggies nie. Dankie tog, jou pa sal 'n beroerte kry.
Ons praat vandag in voorligting oor swangerskap. En Juffrou Miller het gesê, ons moet vir ons ma's vra hoe hulle gevoel het toe hulle die eerste keer uitgevind het dat hulle swanger was. Sê jy vir Juffrou Miller, dis baie persoonlik. Maar as sy moet weet, ek was baie bly want Faatjie was beplan. Maar hy was nie. Want dis nie iets wat Juffrou Miller en jou hele klas hoef te weet nie. Hulle weet klaar. Ekskuus. Het jy vragtig my en jou pa se persoonlike sake by die skool gaan uitklap? Daar was 'n klasbespreking oor paartjies wat moes trou. Mamma, moenie worry nie. Meer as die helfte van die kinders in my klas se ouers moes trou. Ek sal nooit weer my gesig by daai skool kan wys nie. Jy moet nie laat jou pa hiervan hoor nie, dit sal hom vreeslik ontstel. Ek verstaan mos sy reaksie glad nie. Voel maar dan nog steeds skuldig daaroor. So ek groot gemaak is. Om te worry oor wat ander van jou sê. Oh, dis seker waarop dit neerkom, ja. Gaan sê jy nou net asseblief in jou klasbespreking vandag dat jy oor jou ouers gelieg het. En wat as Juffrou Miller wil weet hoekom ek daaroor gelieg het? Sê vir haar jy was kwaad vir jou ma of jy was onder peer pressure, enigiets. Jy weet baie goed om te lieg. Doen dit asseblief tog net vir my. Okay. Mamma het my nog steeds nie gesê hoe my gevoel het toe my uitgevind het dat my swanger was met Faatjie nie. Kalm en normaal, want Faatjie was beplan. Okay, sal ek dit stuur? Lees eers weer. As die perd se pa prokureur is, moet ons versigtig wees. Lees. Met voorbehoud van al my regte. Geagte perd. In sake jou slaai. Ag, man, gaan speel in die verkeer. Die Iwe Faatjie. Stuur dit. Ek voel sommer nou baie beter. Ek ook. Dit is daarom nie lekker om met 'n regsaksie gedreig te word nie. Op my gestel het litigasie dieselfde uitwerking as purgasie. Hulle sê in die hof, wen die ou met die meeste geld altyd. Dis hoe ons regstelsel werk. Daarom is dit ons maatskappy se beleid om altyd buite die hof te skik. Perd Pretorius, moenie nou begin moeilikheid maak nie. Ek glo nie moet oor worry nie. Daar's twee soorte ouens, die wat dreig en die wat doen. Ek verstaan nie. Die ou wat dreig is om 'n lig in die broek. Kom maar by die workshop in en gaan te kere. Ek gaan hierdie ding oopvlek tot op die been toe. Ek vat julle koerante, ek sleep julle hof toe, sulke goed. En die ou wat doen? Dis die gevaarlike bliksem. Plak sy ou battery op die toonbank neer, gee vir jou 'n taai klap, vat 'n nuwe battery en loop uit. Het dit met pa gebeur? Met Neville Naidu. Is dit? Sal hom leer om 'n reconditioned battery te verkoop as 'n nuwe een aan 'n diesel mechanic. Selfs ek weet dat dit 'n fout is. Presies. Mens doen dit met iemand wat jy voor jou siel weet is nie mechanically minded nie, soos die dominee se uptight vrou of 'n onbeskofte tandarts. Soos ek het sien, is daai perd jaloers en bang hy gaan sy meisie verloor. Ek wens hy wil sy meisie verloor. Wil jy hê Lukie moet kies tussen jou en daai perd? Absoluut. Bel haar en vra. Ek bel en SMS haar nog die hele oggend. Maar haar foon bly op voicemail en sy antwoord nie my SMS nie. Dit is nie goed nie. Miskien het sy haar foon by die huis vergeet. Nee, 'n meisie sal liewer haar skooltas by die huis vergeet as haar selfoon. Ek wens sodat sy my cherry was. Ons het so goed by die matriekdans en afterparties oor die weg gekom. Dis so soor julle twee was met gom aan mekaar geplak. Ek het so baie liefde wat in my opgeborrel is. Nou hoop ek sy kon 'n bietjie verligting bring. Sy en. Ek reken jy is verlief. Jy's reg. Ek dink elke oomblik, dag en nag aan haar. Sy SMS van Lukie. Wel, Wat is dit? Wat sê sy? los my asseblief uit. Dit is glad nie goed nie. Dit is verskriklik. Ja, ek is so diep geskok. Ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Sy kom my ten minste 'n rede gegee het
vir my gesê het wat het ek verkeerd gedoen. Jy het niks verkeerd gedoen nie. Ek reken die rede is daai perd in traksie. Jy sê nou wragtig die perd bo my. Blapsie sê vir my, Lukie en daai perd gaan al meer as 2 jaar lank vas uit. Sy was maar net een aand saam met jou. Vat jy nou die perd se kant? Wat 'n soort vriend is jy? Ek kies nie kante nie, ek gee maar net die feite. 'n Paartjie wat so lank saam is, split nie maklik nie. Ek moes dit verwag het. Maar my liefde vir Lukie het my verblind. Hoe seker is jy dis ware liefde? Al wat ek weet, is dat dit vir my voel of my hart in 2 geskeur is. Ek het 'n brandpyn in my bors. Ek is verpletter. Ek voel vir jou, voetjie. Hey, waar is jou voete? Sorry, maar dis die eerste keer dat ek vandag op my bas sit. En wat dink jy doen ek heeldag by my werk, hè? Ek kompeteer nie, ek weet jy werk net so hard. Plapsie het nou net vir Faaitjie en Tene se arms betrap. Miskien het hulle gestoei, jong laities doen dit. Faaitjie het gehuil en Tene het hom getroos. Dan Faatjie verloor en Tenis gewen. Dit gaan oor daai Lukie koekie. Het hulle oor haar gestoei. Niemand het gestoei nie, vergeet nou daarvan. Lukie het vir Faaitjie gevra dat hy asseblief nou moet uitlos. Ek is baie spyt om dit te hoor. Ek het so gewens sy word sy cherry. Ons almal het glo my. Ek sal vir hom 'n yskriem gaan koop. In sulke tye dat 'n soetigheidjie mens altyd beter voel. Plapsie het my gewaarsku het kan gebeur. Lukie het eintlik net vir perd verneek met Faaitjie. Was net 'n fling, dis al. Ek weet presies wat jy bedoel. Ja, ek is seker. Soos hy fling wat jy 'n week voor ons troue gehad het met daai slet van 'n Sari Bosman. Het ons nie gesê dat ons dit in die verlede gaan los nie? Hoeveel keer gaan jy my nog daaraan herinner? Tot ek presies weet wat daai aand gebeur het. Ek self kan nie onthou wat gebeur het nie, want daar was drank betrokke. Dit moes ek geweet het. En rooi onderklere. Maar dit kan jy onthou. Moenie asseblief. Teen die tyd behoort jy te weet, ek is 100% getrou aan jou. Dis wat jy sê. Maar wie weet wat in jou kop aangaan wanneer ons alleen is? Hæ? Ek wil weet waaraan jy dink. Kan maar 'n faatjie. Nie nou op die oomblik nie, wanneer ons alleen is in ons slaapkamer. Wanneer ons... Ja. Gewoonlik slaat my mind op daai spesifieke oomblikke blank. Jy weet, baie keer is dit onmoontlik om oor enigiets ernstig met jou te praat. Ek dink nie meer aan faatjie nie. Is dit? Nee, jy het my aandag skielik afgetrek. Bly kan hom nog dit reg kry. Jy kan nog baie reg kry. Ons by die werk was nou dag so verbaas toe ek vir hulle sê jy kan nog die splits doen. Praat jy met daai gomgatte by die werk oor my? In die algemeen, nie in detail. Die splits is in detail. 'n Baie mooi detail. Mens kan raai Blapsie is jou kind. Jy moet hoor wat se detail oor ons sy by die skool gaan uitplaker. Wat? Dat ons moes trou. So wat, ek gee nie hel om wie dit weet nie. Ons was vir mekaar bedoel. Is jy nie eens bietjie skaam daaroor? Ek is trots op. Nou het ek als gehoor. Ek sien dit so. Toe ek jou nie vinnig genoeg vra om my te trou nie, toe gee die natuur vir ons so 'n hupstootjie. Ek weet nie of jy dit ook voel nie, maar dit voel vir my of die natuur alweer besig is om met ons te mors. Ek het dit al so 'n paar minute terug begin voel. Jou rowwe bliksem. Thanks. Ek het al begin wonder wanneer eet ons. Molly het ons kos verkoel. Ek gee glad nie om nie. Ek like pizzas. Sy en pa het oor dringende finansiële sake in hulle kamer gepraat en per ongeluk van die kos op die stoof vergeet. Maar ons weet van beter. Shut up asseblief daaroor. Dis te grys om aan te dink. Het jy al toe met Lukie kom praat? Ja, Bert probeer baie hard om haar te vergewe. Hulle is besig om op te maak. Besig. Verhoudings is gekompliseerd. Hierdie tipe ding vat tyd. Dis jammer sy kiesie moeg. Sy sê jy moet asseblief nie vir haar kwaad wees nie. Sy like jy nog steeds. Maar sy like vir perd meer. Sy gaan al meer as 2 jaar met hom uit.
dan sal ek maar weer van voor af moet begin soek. Beskou dit soos 'n wild night of passion en beweeg vorentoe. Daar's nog baie visse in die see. Miskien moet ek vir ou Melvin vra om sy boek klaar te skryf. Dan kan ek leer hoe om een van daai visse te vang. Oeg, daai ou kom in. Ma wens al vir jare dat hy moet verplaas word. Ek het 'n briljante idee oor hoe om 'n cherry te kry by kennis gekry. Vertel. Ek gaan aansoek doen om in 'n restaurant se kombuis oor naweke te werk. Hoe gaan dit jou help om 'n meisie te kry? Wag. Hier is die briljante deal. Die kombuis van 'n stripklub. En Kennis het dit uitgedink. Hy het sommer vir my die kontakbesonderhede van die eienaars van 5 verskillende stripklubs gegee. Is dit? Hy reken ek sal sommer baie gou al die dancing girls ontmoet. En uit die aard van hulle werk is hulle glad nie skaam nie en weet hulle hoe om 'n man goed te laat voel. Bly om te sien jy voel beter. Ek het klaar oor daai lookie gehuil, pa. Dis verby. Sy nou perd kan maar aangaan. Ek het beter dinge om te doen. Soos om oor naweek in die kombuis van 'n restaurant te gaan werk. Ag nee, ja. Het jy nog my gesplit? Dit het toevallig uitgeglip. Ek is glad nie gelukkig oor jou planne nie. Ek is min gepla. Weet pa ook? Ja, maar ek en jou ma verskil 'n bietjie daaroor. Watter tipe meisie gaan jy daar ontmoet? Een wat glad nie skaam is nie. My stripklubs is common. Ek wil jou nie daar naby hê nie. Ek skaam my dood as iemand by my werk my vra waar werk my seun. By my werk sal die manne dit sien as iets om op trots te wees. Dit kan mens verwag van die rubbish wat saam met jou werk. Sien jy hoe jou planne al klaar 'n gestryery in die huis veroorsaak? Is dit wat jy wil hê? Nou klink jy nesma. Wat's fout daarmee? Ma kan my uittrap. Dis ma se job. Maar sy is my kleinsussie en moet liewerste net shut up. Shut up jy. Shut up jy. Shut up julle albei. Shut up julle al 3. Wat is so dringend dat jy nie oor die selfoon met my daar kan praat nie? Sit meneer van Rooyen, ons moet praat. As jy dit sê, dan weet ek sommer klaar is nie goeie nuus nie. Wat ek wil weet is, waar kry jy skielik hierdie geweldige kennis van stripklubs? Ek weet niks van daai plekke af nie. Lieg jy vir my? Het jy nog van 'n klikbak by jou skool my dalk by een gesien? Nee. Dan is dit 'n bewys dat ek nie naby een van daai plekke was nie. Maar jy gee 'n lys van eienaars se name en kontaknommers vir Faatjie. Hy het my daarvoor gevra. Waar kry jy dit, jou rubbish? By my stiefma. Wat? Sy was voorheen 'n pole danser. Sy het nog baie contacts by daai klubs. Wat is haar nommer dat ek haar bel en self vra? Glo jy my nie? Ek probeer, dit is baie moeilik. Ek is diep geskok dat jy dink ek sal vir jou lieg. OK, dan los ons dit. Ek kan niks af van as ons stry nie. Hulle sê paartjies wat nie kan stry nie, kan nie vry nie. Ekskuus? Dit gaan oor passion in die verhouding. Waaroor het dit? By my ma. Ja, sy stry nog ons baie met jou pa. En dan maak hulle op en my ma verkoel ons aandete. Ek het ietsie vir jou gebring. Hi, thanks. Wat's dit? Maak oop en kyk. Parfuum? Oh, dit is so romanties. Dit ruik ongelooflik. Ek's bly jy like it. Kom jou Hank. Hey, wat gaan hier aan? Ons het net gesoen, Tannie. Net om dankie te sê vir my geskenk. Jy juffrou Ket het eksamen om voor te leer. Julle mag in die naweke vry. Nie in die week nie. Toe van Rooyen verdwyn. Baie klips, ek met Faatjie chat. Bye. Waarvoor is die geskenk? Ag, sommer net. Hier, ruik hoe lekker ruik dit. Is nogal lekker. Wat sê naam? Seduction. Met komplimente van The Naked Booby Strip Club in Benoni. Venus! Ek wil baie ernstig met jou praat oor hierdie ding wat Faatjie in sy kop het om in 'n restaurant by 'n skurwe klub te gaan werk.
Ag, hy is 'n laaitie. Hy sal baie vinnig agterkom. Hy's daar in die kombuis te werk en nie gratis na die dancing shows te kyk nie. Daai shows gaan hom net nog meer opwerk en dis die laaste ding wat hy nodig het. Hy het nog nie werk nie en ek glo ook nie hy gaan dit kry nie. Wees ek kon so seker soos jy wees daarvan. Hy's nie die eerste laaitie wat aan die idee dink nie. Ek waarborg jou, daai traps het waglyste vol name van ouetjies net soos hy wat daar wil werk. Ek hoop jy is reg. Haai pa, ek het toe vir Tenis se stiefma gebel. Die paldans antie Ja, maar sy doen dit nie meer vir die publiek nie. Sy doen dit net by huis. vir die ex-dominee. Ek weet nie seker, maar dit is baie moeilik om haar te verstaan. Sy het so swaar Russiese aksent. Alhoewel sy 'n hele paar Afrikaanse vloekwoorde ken. Het die kommunis toe Tenis 'n bas vir hom gekover? Tenis het toe die waarheid gepraat. Hy was nie by daai vieslike plek nie. En waar kry hy dan daai botteltjie parfuum? By sy stiefma. Sy het 'n hele boks vol van toe sy nog by daai klub in Benoni gewerk het. Hulle het dit as promotional gifts vir die mans gegee om vir hulle vrouens by die huise te gee. Ek dink nie dis so 'n goeie idee nie. Dit het glo geweldige huismoles veroorsaak en toe het hulle daarmee gestop en vir elke stripper 'n boks vol gegee. Tenis se stiefma het gesê as ek daarvan hou, kan ek sommer die hele hand vol kry. Wat se klub in Benoni? The Naked Boobies. Nooit. Dit is 'n baie hoë klas klub, sê ou Melvin by die werk vir my. Ek watch vir jou. En ek watch vir jou. Jou rowwe. Okay, stop die lorry net hier. Maat kos op die stoof en vanaand gaan dit nie verkoel word nie, asseblief. Hey, het jy nie eksamen om voor te swat nie? Ja, maar ek het 'n break om julle te babysit tot ons eet. Dis nie nodig nie. Ja, pa, dit is. Ek is moeg vir takeaways. Ma, pa, ek het nou net 'n afspraak gekry vir 'n indiensneming onderhoud vir 'n naweek joppie met die master chef van die Belly Button Buffet. Wat is dit? Die gewildste restaurant in die Naked Booby stripklub in Benoni.